Goeiemôre, good morning. Ja, goeiemôre, good morning. Dis altyd lekker om die dag te kan begin met goeie geselskap soos hierdie. How's it? Die bank is vol, dis so lekker. Ag, ons almal is hier en ek weet sommer, hierdie geselskap gaan nie net vir jou lekker wees nie, soos dit nou is, dit gaan net nog lekkerder raak, soos wat die program ook aangaan, want vandag gaan ons weer bietjie veearts toe, en Willie Jooste van Drive kom kuier by ons, Arnold gesels met die renjaer. Ek hou van vroom vroom, en Richard Roots kom 'n bietjie met ons gesels, of met Arnold gesels, en dan gesels ook hier by Krone Cabaret hoort. En Rihanna Venus bring vir ons bietjie lekker nuwe musiek. Ja, so kom ons skop af met ons oggendpraatjies. We want to talk about a big thing that's happened in music today. So Rihanna has just made history, becoming the first woman ever to reach over 200 million RIAA single certifications. The Recording Industry Association of America defines one certified unit as either one permanent digital download or 150 on-demand streams. According to the Recording Industry Association of America, she currently has about 200.5 million units, putting her not just at the top among women, but also the third overall of all time. And here's what makes it even more astonishing. She hasn't released a full album since 2016. That's a decade since we've had new music from Rihanna. Somehow, her music just doesn't fade. Songs like Umbrella, We Found Love are still everywhere. Playlists, parties, TikTok, you name it. And she and her daughter Rocky are on the cover of a very, very, very prestigious magazine in America this month as well. So it's a big month for Rihanna. Do we still think of her as a musician of is sy maar nou net die make-up tannie? Want dis hoe ek aan haar dink, want sy het mos die Fenty Beauty en dit is waarop sy nou konsentreer, is haar besighede wat haar ek dink onlangs 'n miljardêr gemaak het. So daai skoonheidsreeks en die gremering en so, dit is maar nou waar sy fokus. Ek is net stom geslaan. Kyk, ek is self 'n kunstenaar en om hierdie tipe van getalle te hoor en syfers te verstaan, dit is net, you can't fathom it, maar geluk aan haar, I think she built herself a good brand. Rihanna, die brand is gevestig en almal wil aanklank vind by daardie brand, wat natuurlik ook die persoon en alles is, so hats off to you, Rihanna. Brella. Ja, om by jou vraag uit te kom, dink ek net, vir my, ek hoor waar jy ook vandaan kom, want ek meen sy het haarself as te ware as 'n fenominale besigheidsvrou gevestig, maar ek dink daar is nog hopeloos te veel van haar musiek, jy weet, op sommige van my playlists, wanneer ek gaan oefen en so aan luister ek ook na musiek. So ek dink, ek sal altyd eers daaraan dink, wanneer ek haar naam hoor. Aan die musiek eers, maar dit is die ding, nee, en dit is basies wat julle twee gesê het wat by mekaar kom, wat my volgende punt of vraag is eintlik, is sy het 'n manier gekry om relevant te bly in beide die vermaaklikheidsbedryf en met die musiek en dan natuurlik ook nou as besigheidsvrou en ek dink dit is hoekom she will always be top of mind when you think of music and now when you think of makeup and skincare and hair care and all of the things that other things that she's pursuing, you know, Rihanna and Fenty, that's the one. Dit ook nie alles net begin by 'n liedjie nie, né? Ja. Sê song is king en as jy daai een liedjie kan raakslaan en die volgende een kan raakslaan en daarna, ek sien natuurlik baie daarvan nou as internasionale sterre soos daai 'n bietjie ook net hulle kennis kan kom deel met ouens soos ons hier in Suid-Afrika en ook as hulle 'n bietjie kan sien hoe ons mark verskil teenoor hulle sin, hè, want ons sin is baie meer divers, is baie kleiner nommer 1 en net soveel meer divers en ek dink as 'n ou appels met appels gaan vergelyk, dan het ons ook 'n paar kunstenaars in ons land wat by uitstek gelyk kan staan daar met die omstandighede en getalle wat ons het. So, Ariana Venus, wanneer gesels ons met jou? Ja, ek dink ek het baie respek vir enige iemand in hierdie spesifieke bedryf wat die vermoë het om hulle self konstant te vernuwe. Jy weet? En net self 'n sogenaamde comeback te maak elke keer. Ja, en ek dink sy het nou 3 kinders. Ek dink sy het 3 onder 4 en hulle is so cute en ek dink sy het 'n baie groot fokus op haar gesin ook, dat sy wil daar wees om haar kinders skool toe te vat. Want blykbaar ek het in 'n onderhoud gelees, hulle het nie kinderoppassers nie en sy en A$AP Rocky met hulle familie, they do it like old school, that is how they roll.
maar dis vir my baie oulik. To be a billionaire and still look after your own kids without lots and lots of nannies in the background. I think Ek that's sou fantastic. kon doen met 'n biljoen. Wel ek bedoel, as jy 'n besigheidsvrou soos Rihanna is, bou jy nie net aan 'n loopbaan nie, jy bou 'n wêreldwye besigheid. En as jy op soek is na jou volgende groot belegging, is hierdie dalk net die ding. Dis vir my baie interessant. Die klein nedersetting Middelpos in die Noord-Kaap word op 'n veiling verkoop en bied aan kopers die kans om 'n volledige Karoo dorpie te besit. Middelpos is tussen Sutherland en Calvinia naby die Tankwa Karoo Nasionale Park. Oek, dit klink soos my wêreld daai. Dis daar geleë en is bekend vir sy rustige atmosfeer en ou wêreldse karakter. Die eiendom is enorm, meer as 100 000 hektaar en sluit onder meer 'n hotel, 'n winkel, 'n ou poskantoor en selfs bewerkbare grond in. Die dorpie het 'n lang geskiedenis wat terugdateer na 1860 en is later deur die Sher familie wat bande met die bekende akteur Anthony Sher gehad het ontwikkel. Nou as jy belangstel om jou eie dorpie te besit, maak seker jy is by die veiling op 21 en 22 Mei. Wat sê julle? Gaan ons Rihanna, ons het vir jou 'n beleggingsgeleentheid hier in Suider-Afrika. nee, vergeet van Rihanna. Jan. Ek voel ons drie moet saamspan en En daai veiling gaan bywoon. dink so. Do you know what? The thing is, we don't know where it's going to start, right? We don't know what do they call that price where it starts? The reserve price. We don't know where that's going to start, right? Ja. Maar ek dink daar gaan baie mense wees in hierdie area in die volgende paar dae, die volgende, want Tankwa is waar Africa Burn plaasvind elke jaar en dit is regtig in die middel van niks en ja. nêrens. Ja. So ek dink dit is dalk 'n geleentheid vir hierdie miljardêers wat daar gaan partytjie hou vir 'n paar dae en gonna be one with the desert. I think there might be someone that is like, okay, cool, I'm gonna be going through Tankwa in any case. Let me go and check out what Middelpos looks like. Ek dink nie dit gaan baie lank vat vir daai dorpie om te verkoop nie. I think someone's got ideas. So jy sê miljardêers, met ander woorde ek en jy is uit. Pieter, jy steeds in. Nee, Ons maak staat op jou. Ons moet nou. Kom ons gaan nou ons lyf net so 'n bietjie fancy pansy daar so. Ek sal met die eerste bot my handjie lig en net voel hoe dit voel en dan hoop ek daar's iemand daar. Imagine. Okay, and so to Pieter Koen, die nuwe burgemeester van Middelpos. Sy kom Ek dink dit is my baie oulik net om dit saam te vat. Ek dink alles wat dit bied, jy weet die ou poskantoor, ja. hotel, al daai soort van dinge. So nee, ek dink dit gaan interessant wees om te sien wat gebeur en ook om te sien of dit verder ontwikkel gaan. Sal dit koop in 'n movie set maak. Ja, dit is 'n goeie idee, Baie. Pieter. Dit is 'n baie goeie idee. Nou ja, Crème Classique, die bekostigbare velsorgreeks vir alle veltipes en alle ouderdomme. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems en onafhanklike apteke, Takealot of aanlyn by Crème Classique. 2 kykers kan elk 'n Crème Classique geskenkpak ter waarde van R2800 wen. Skandeer net die QR-kode hier om op Facebook en Instagram in te skryf. Intussen kan ek vir jou sê, jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en jy moet net daar waar jy is bly net waar jy is. Want ons is binnekort weer terug en onthou ook om ons op alle sosiale media platforms te gaan volg. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings.
natuurskoon en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Ons loer vandag weer in hier by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op kruisligamentbeserings en ek gesels met die spesialis chirurg Dr. Hermien. Dr. Hermien, dankie dat ons weer hier kan wees. Groot plesier. Dankie dat jy my het. So wat presies behels kruisligamentbeserings en waarom is dit so 'n groot probleem? So as jy kyk na kruisligamente in honde, dit is die belangrikste ligamente wat honde se knieë stabiliseer. En net soos in rugbyspelers, Suid-Afrikaners is baie lief vir rugby, as jy hoor van 'n ACL-besering, dit is presies dieselfde ding. In honde, die kraniale kruisligament is 'n ligament wat baie seer kry en een van die algemeenste probleme wat ek as 'n ortopediese chirurg sien in honde. Goed, so is daar miskien spesifieke tekens waarvoor eienaars op die uitkyk moet wees? Waarvoor eienaars op die uitkyk kan wees is dat 'n hond of skielik nie gewig kan dra op die been nie, of dit kan oor tyd gebeur wat hulle al hoe minder en minder gewig op 'n been sal dra. Hulle sal miskien nie meer wil op banke spring of in die kar wil spring nie. Honde sal sit en die been wat geaffekteer is uitstrek en minder aktief raak, meer gewig optel, alhoewel eienaars meer kos gee nie. As 'n mens hierdie tekens sien, dink ek is dit baie belangrik om so vinnig as moontlik by 'n veearts uit te kom om die probleem te probeer oplos. En hoekom gebeur dit? Is dit gewoonlik as gevolg van 'n besering? So hier is die interessante ding, in mense gebeur dit baie dikwels as gevolg van trauma, gewoonlik met sokker of rugby beserings. In honde is dit meer geneig om te wees dat die ligament met tyd verswak as gevolg van genetika, liggaamsbou en ouderdom. Die meeste van die rasse wat ek sien is of baie groot honde soos Labrador Retrievers, Rottweilers of baie klein honde wat ander knieprobleme saam met kruisligamentprobleme het, maar in werklikheid kan dit met enige hond gebeur. En het alle honde met kruisligamentbeserings chirurgie nodig? In sommige honde, veral kleiner honde, kan 'n mens met konservatiewe behandeling probeer die probleem verbeter, maar dit is definitief nie aanbeveel nie. As 'n mens die probleem nie chirurgies aanspreek nie, kan jy verwag dat die knie osteoartritis gaan ontwikkel en dit gaan lei tot langtermynpyn. So wat behels die chirurgie en watter soort operasies kan oorweeg word? Daar's een tegniek wat uitstaan en dit is 'n TPLO. Om dit eenvoudig te hou, in hierdie operasie verander ons die hoeke van die knie sodat die kruisligament nie meer nodig is nie. En hierdie operasie is baie gewild oor die hoë sukses wat 'n mens kry met hom. Gewoonlik bo 90%, veral as 'n mens die operasie vroeg doen. Ander operasies wat oorweeg kan word is 'n laterale mediese graad nylon en dit kan 'n mens oorweeg veral in kleiner honde. En hoe lyk die herstelproses na so 'n knieoperasie? Dit is nogal 'n groot ding. 'n Mens kyk na 6 tot 8 weke. Gedurende die 6 tot 8 weke moet die hond verkieslik baie stil gehou word. Gewoonlik op 6 tot 8 weke neem ons weer 'n ekstraal en ons kyk hoe lyk die knie en ons gee dan vir die eienaar raad oor of die hond kan aangaan met normale aktiwiteit. En hoe kan eienaars hierdie knieprobleme voorkom?
So ongelukkig is dit nie regtig iets wat voorkom kan word nie. 'n Hond gaan dit kry of nie kry nie. Daar is goed wat 'n mens kan doen om die kanse te verminder dat jou hond dit kry. Basiese goed soos om 'n gesonde gewig te behandhaaf, 'n ordentlike dieet. Ek dink die belangrikste ding is as 'n mens tekens sien van 'n kruisligamentbesering is om so vinnig as moontlik by jou veearts uit te kom. Dr. Hermien, baie dankie. Dis altyd insiggewend om met jou te gesels. Baie dankie dat jy my gehad het. Nou ja, maak seker jy bly ingeskakel wanneer ons volgende week weer hier inloer. Vandag gesels ons met die maatskappy wat 'n baie tradisionele manier van voertuigbesit uitdaag en 'n vars toeganklike benadering tot hoe mense op die pad kom bied. Willie Jooste, hoofuitvoerende beampte van Drive, kuier by ons om meer oor hulle unieke model en ook hulle betrokkenheid by skole reg oor die land te kom vertel. Willie, lekker om jou weer hier by ons te hê. Goeiemôre. Absoluut. Dankie Pieter. Kyk, ons almal het nou al daarom 'n goeie idee wie Drive is en so, maar ek is seker net as jy dink almal behoort nou te weet, dan is daar nog iemand wat nie heeltemal seker is nie. Net so vinnig en kort, wat doen julle en hoe doen julle dit om makliker mobiliteit aan mense te verskaf? Die eenvoudige beskrywing is ons is 'n omvattende manier om mobiliteit te kan gee vir 'n kliënt. So dis 'n eenmalige betaling wat jy kry wat versekering, bande, onderhoud alles insluit en dis 'n 24 maande kontrak en jy kan elke 24 maande kan jy 'n nuwe voertuig ry. Nuwe voertuig kry. Jy moet net by daai reëls en bepalinge hou en sorg dat jy hom mooi oppas en dan kan jy weer 'n ruil maak. Hoe lekker is dit nie? Absoluut. Hoorie, en julle platforms waar julle oral adverteer al, ek sien julle oral. Dankie, ja, ons het nou 1 April het ons Weskaap oopgemaak. Baie geluk. Dankie. En maar ons groot doelwit is maar eintlik op sosiale media, op al jou meta goed soos Facebook en Instagram. Ons het goeie beplanning rondom ons Google strategie en dit gee vir ons die geleentheid om die regte te kliënte wat ons in ons ekosisteem wil hê na toe te bemark. Ons het so 6 maande terug en dit is eintlik waaroor ek baie opgewonde is om betrokke te raak by skole. Vertel vir my ja. So die skole ding, ek dink as ek enige 'n klein firma of 'n firma kan aanmoedig is om daar betrokke te raak en die blote rede vir dit is as jy by 'n skool betrokke is, dan gee jy terug vir die skool. Dit is nie ek betaal net vir 'n Google of 'n Facebook of so om iets te kry nie. Dit is iets wat jy teruggee. En dit is ongelooflik hoe dit verander het in kom ons in die laaste 12 maande. Wow. Skole het net van so 'n aard geraak dat jy kan soveel gee, dit help met die skool se inkomste, soos ons almal weet, die staat se begroting is raak kleiner. Die subsidies is nie meer wat dit was nie. Skole moet op toere gaan om jou idee te gee, onlangs 'n paar rugbywedstryde waar ons betrokke was, in totaal was omtrent, ek dink 50,000 mense. Ja. En ek dink die algemene 'n gevoel van ouens wat altyd die blou bulle en die URC daai goed. Ek dink hulle is bietjie versigtig nou. Nee, yesterday en ek moet vir jou sê, dis ook 'n lekker manier van om daai saadjie ook al te plant by jou jonger generasie om te sê maar wag, daar is ander moontlikhede want ek dink 'n ou het altyd groot geword, dis net wat se werk gaan ek kry, gaan ek genoeg geld maak, gaan ek alles kan bekostig. En nou sien hulle ook op so 'n klein junior manier al, daar is alternatiewe moontlikhede. Ek dink wat ons moet verstaan is dat in sekere gevalle van die skole dat die onderwysers begroting soek byvoorbeeld vir skottelgoedwasseep, vir swart sakke. En ons besef nie dit nie en ek dink ons fokus altyd op die kinders en ek dink dit is belangrik, maar 'n goeie onderwyser gaan 'n goeie kind en 'n gelukkige onderwyser dieselfde, né? Hoorie so op die digitale platforms, jy het nou gesê die Google en goeders, maar dis nou vir jou lekkerder as jy so by skole ook betrokke raak, want jy sien nie net 'n nommertjie nie. Jy sien daarom fisiese veranderinge en dinge ook, nie waar nie? Absoluut. Wat ons wel agtergekom het in die laaste ruk, skole stel kommersiële bestuurders aan en dit het nogal sy impak. 'n Skool moet eintlik maar soos 'n besigheid bestuur word. Hulle het, as ek Engels kan gebruik, die real estate om 'n ou se borde en dis 'n goeie bemarkingsplatform. 'n Ouer wat sien jy's betrokke by 'n skool, stel belang in jou produk want hulle weet jy gee terug en dit is lekker. Dit is nie net vir ons nie. Dis bietjie teruggee ook. Baie lekker. So al hierdie bemarkingsgeleenthede is wat hulle mos nou noem B2C, business to customer.
Ja, ons is vir die laaste 5 jaar wat ons bestaan was ons baie gefokus op die individuele kliënt, die B2C, die business to customer. Ons stel nou vry in die volgende 8 weke gaan ons 'n B2B produk doen vir SMEs, vir groot firmas. So ek sal mense aanmoedig om ons goed dop te hou en want ek dink daar's 'n groot voordeel wat 'n besigheid kan kry daardeur. Dit begin nou amper klink soos hierdie tipe van as die dokters met mekaar gesels, as dit mos nou al hierdie formules so goed. So B2C is business to customer, B2B is business to business. Jong, as jy in van hierdie vergadering sit, die terme wat die ouens die nuutsteen is as hulle praat van vanilla. So dit is nou 'n nuwe ding en ek dink net altyd aan Romeis as iemand sê. Hoorie, en Ross sê ook nou vir my as jy nou 'n oulike mens is of 'n cool of iets, dan sit your birthday of wat het sy gesê, something like that. Dan dink ek, waar gaan dit? Dis amper soos hierdie kort teks afkortings wat hulle gebruik met die WhatsApps en dinge. Willie, baie dankie en man, drive net vorentoe, sterkte ook en baie geluk met daai nuwe enetjie in die Weskaap. Sien uit na jou volgende kuiertjie. Bly ingeskakel. Arnold is net hierna terug met 'n bietjie sport en as ek julle was, kry ek so lank daai koppie koffie reg. Maak vas daai gordels want hier kom 'n ding. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning Sporttyd en ek is Arnold Geerts. Ons hoop die engines is nou behoorlik warm want Renja Regard Roots kom nou by my kuier, maar as ek sê Renja dan doen dit nie heeltemal gestand aan alles wat die jong man is nie. Reggie, baie welkom by ons. Lekker dat jy kon tyd maak om saam met ons te wees. Waardeer dit baie. Baie dankie, lekker om hier te wees. Kom ons begin jou voor. Jy was 15 en jy wou jaag en jou pa, legendariese filmmaker Koos Roots, het nou besluit, nee maar miskien kan ek my seun help en jy het so 'n paar R1000 bymekaar geskraap en 'n kar van voor af gebou. Maar die liefde vir dit, waar het dit vandaan gekom voor jy begin kar bou het? Ek dink ek is van vroeg af wat hy my saamgesleep baan toe. Vandat ek kan onthou het ek baan toe gegaan. En ja, Kailami en hy het snaaks genoeg Koosie Swanepoel se ouer suster Jacolies geborg toe ek klein was in go-karts renstelle. En toe wil ek ook ry en ek het altyd sê asseblief ek wil gaan ry en hy het my gelos tot ek self begin 'n plan maak, sakgeld spaar en iets koop. Dis nie die wil is daar en toe help hy my. En van daar af hoe dit toe nou verder ontwikkel, want ek meen dit was nie dis 'n baie duur sport, laat ons nou maar eerlik wees met mekaar. Ja, is 'n baie duur sport. Ek dink hy het my gehelp terwyl ek op skool is. Toe ek klaar is met skool, toe sit hulle maar terug en dog ek sal nou maar seker ophou en so en
my maat vir my gesê, wel, jy kan aangaan, maar hulle gaan nie betaal of so vir dit nie. En toe het ek begin werk vir verskillende spanne. Ek het gewerk vir 'n span, leer 'n bietjie, spaar geld, ry 'n bietjie, leen 'n karrie, jy weet, en so het ek geleer en dit het net beter gegaan en beter gegaan. Ek neem aan, as jy jou pad so deurgewerk het en jy het self engines gebou en alles, is daar's nie 'n Mackie wat vir jou kan sê, dit kan nie so werk nie, jy weet beter. Nee, 100%, en ek vang hulle uit so nou en dan. Maar aan die ander kant is dit ook lekker, ek meen, ek en die ouens wat my motor nou voorberei, ons sal 11:00, 12:00 in die aand, dan kry iemand 'n brainwave en sê, "Hey, wat van dit?" Dan praat ons lekker, jy weet, so ek geniet die tegniese kant amper meer as die ry, dis vir my baie lekker. Maar dis nie net renjag nie, jy vlieg self en dan natuurlik die sogenaamde, dis so 'n mooi woord in Engels, die inflatables, die opblaasbote jag. Vertel vir ons waar dit vandaan gekom. Dit was maar 'n bucket list ding gewees, jy weet, ek het elke jaar in Onderus het ons gaan vakansie hou en dan sien ek die ouens op die Transagallas kom verby, jy weet, 700 km oor 5 dae wat die ouens doen en dus het ek altyd gesê, volgende jaar gaan ek dit doen, volgende jaar gaan ek dit doen. En toe 2017 toe sê ek, hierdie jaar gaan ek dit doen, want ek het agtergekom volgende jaar kom nooit. Sê ek hierdie jaar gaan ek doen en toe het ek gewerk en 'n goeie vriend van my maak leader, ek het sê kom ek sal jy my help, hy het my gehelp en ek het gery, dog ek sal dit een keer doen en toe het ek hom 6 keer gedoen. Ons het wêreldkampioenskappe gaan ry. Dis 'n ongelooflike lekker sport. Daar's niks wat natuur, motorsport en fiksheid kombineer soos daai. Snaks, ek wil jou nou net vra, sien jy die kombinasie of is daar vergelykings tussen botejag en motorsjag? Ja nee, definitief. Die tegniese aspek is, jy kan nie glo nie. Hoe jy die engine opstel, die propeller keuse van die dag, jy kyk na die weer, jy kyk na al daai goed, jy weet, so, en die engines, is altyd, jy soek altyd daai laaste halwe perdekrag, jy weet. Roger Taylor het eendag, toe sê ek vir hom, werk ons laat in die aand, toe sê hy vir my, ja, but we've only found 1 horsepower, toe sê hy, Mackie, do you know how big a horse is? Jy weet, so, ja, dis 'n belangrike les. Dis pragtig. En dan natuurlik 'n hele paar keer kampioen by die Simola Hill Climb, en dis iets, ek weet dis motorsport, maar dis 'n ander deel van motorsport, wat verskriklik baie verg, nie waar? Dit is 'n unieke vorm van motorsport. Die groot rede is daar's nie opwarmings rond is nie. Jy kan nie die reisies begin en kyk waar jy is in jouself ook. Jy ry stadig. So gister sê ek vir iemand jy ry stadig, gaan stop jy op 'n lyn en dan skielik dan breek alle hel los. Dan breek alle hel los. En daai eerste draai moet jy kom met 110%. Jy weet, as jy kan nie die eerste draai nog sien, werk die dinge, as jy beklou die bande, as jy dit doen, is jy klaar van die podium af, jy weet. En Simola vat, in my opinie, ek was gelukkig genoeg om 'n paar keer daar kommentaar te doen. Ek dink dit vat 'n ander tipe van konsentrasie as op die renbaan, nie waar nie? Nee, verseker, dit is baie kort en baie intens. Ek meen ons doen dit onder 40 sekondes en ek baie keer as ek bo kom en dan dink ek amper ek wonder of ek nou eers asem gehaal het. Dit voel regtig asof jy nie, dit is so intens en dit is 'n ongelooflike event. En jy praat van perdekrag, ek meen daai Nissan van jou het 'n paar perde daaronder nie. Nee, hy het 'n hele paar. Jy moet die leiersel styf vasvat. Ek wil vir jou vra, en hierdie is 'n vraag wat altyd by my opkom as ek met renjaars praat. Almal praat altyd van he's quick. En almal het dit van die begin af van jou gesê. Wat maak daai quick? Wat is dit? Ek weet nie, ek het al baie gewonder oor dit. Ek dink dit is ek paralyze alles in my lewe. En ek dink dit is 'n deel van dit. Of dit jou bestuurstyl is of dit die motor is of wat ook al dit is. En ek dink al moet 'n sekere, dis nou Engels as ek maar throw caution to the wind. Daar moet 'n sekere hoeveelheid van dit wees, maar ook net genoeg. Ja. As dit te veel is, as die ouens wat wil tussen goeters breek en nooit klaar maak nie, weet, so dit is 'n baie fyn balans. Reggie, a few weeks ago I saw that you had a lot to say about where motorsport South Africa finds itself at the moment, and it's an interesting thought process for you. What were you trying to get across? No, it wasn't so much a motorsport South Africa, you know, it just, I feel often in categories, people get bullied by some people that's got power, and they often have power because they've got money, you know, and it's often for their own interest. They're not looking at the bigger picture of the sport. And I've had huge arguments with people over the years in the inflatable boat racing, in motorsport, or even cycling that I got involved in at one stage, because people don't always look at the bigger picture and for the bettering of the sport. And that's something that lies close to my heart. You know what I mean? I mean, I'm now in my senior years of motorsport, you know, it doesn't feel like it, but I am. and I'd like to give something and give the experience what I've seen where people have gone wrong in the past and try, and sometimes it's very frustrating as people just see their picture, their own ego, their own whatever it is, you know, and that makes it hard. And like I said, motorsport, MSA is very quick to get blamed, but it's very seldom that it's their fault. Ja.
Ja, I'm with you, I understand. As jy praat van daai bigger picture, wat is die groter prentjie vir Regard Roots wat motorsport aanbetref? Ek dink is om weer jong mense betrokke te kry. Daar is jong ouens wat ry, maar hierdie jong ouens dis nie ouens soos wat uit my generasie uitkom nie. Dit is ouens wat se pa geld het of baie borg het of so. Daar's nie meer ouens wat gaan hard werk en 'n plan maak en sy eie kar tou deur die nag en in 'n kar werk en so. So ek wil daai ouens terug hê. Ek wil weer toeskouers op die paviljoene sien, jy weet, vol paviljoene sien en ek wil groot velde vol karre sien, jy weet, dit is So dit klink vir my of jy sê daar is 10-1 talent wat deur die krake val. Verseker. Omdat hulle nie geld het nie. Nee, verseker, omdat hulle nie geld het nie. Maar ek dink ongelukkig die hele wêreld het nou 'n kitswêreld geword. Mense wil dinge oornag hê. Ja. En ek dink nie mense wil nie eers in 'n fliek toe gaan en in 'n tou gaan staan om 'n kaartjie te koop nie. Hy wil nou Netflix kyk, jy weet. En ek dink dis dieselfde ding. Ouens dink ek wil gaan motorsport ry, ek wil môre ry en ek wil oormôre Formule 1 ry. Ja. En hulle verstaan nie. Dis 'n moeilike pad. Dis 'n harde pad en hy's vol dubbeltjies. 'n Kitswêreld, ek gaan daai een by jou steel. Gepraat van Formule 1, ek sien daar was nou hierdie week baie interessante dinge wat weer gebeur het met elektriese motors en engines en dies meer. Wat is jou gevoel oor wat tot dusver gebeur het in Formule 1? Sjoe, ek weet nie, dit is moeilik om te sê. Ek weet ons moet saam met die tegnologie beweeg. Ongelukkig voel ek hierdie jaar, ek meen die laaste paar jaar, die kompetisie was net so naby en so onvoorspelbaar. Okay, Max was vir 'n rukkie voor, maar laas jaar was dit net 2-3 jaar, dit was enige ou se reisies regtig. 5 ouens kon wen, 6 ouens kon wen. En nou dit weer geraak soos 'n procession soos die Engelsman sê. Maar ek dink hulle sal dit uitsorteer. Ek dink ons moet hulle net kans gee. Jy weet, almal is baie vinnig om te sê dit en dat, maar ons gee hulle net kans. Hulle sal dit uitwerk. Kortliks, jy's op pad Smoura toe. Wat beplan jy? Wat is die plan? Plan altyd so hard en so vinnig as moontlik. Ek sê as dit met 'n ligge vletjie of 'n gun begin, as dit 'n reis, jy weet, so ja, ons sal sien, maar die span het baie hard gewerk. Ja, dit is altyd baie hard werk en ons gaan ons bes te doen en om dit te geniet. Ek dink nie daar's 'n byeenkoms, 'n event, 'n motorsport event in Suid-Afrika soos Imola nie. Uitstekend. Reggie, baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit regtig. Ek sien uit daarna om jou weer op die podium te sien in Nysna met die Imola heel klein. Baie dankie, ek hoop so en ek hoop ons hoef trappies te klim, hoog op te klim. Tot die heel bo. Regard Roots wat hier by ons gekuier het, lekker om hom hier by ons te gehad het. Ek hoop jy dit geniet soos ek dit geniet het. Ons is net hierna terug en dan praat ons oor bekroonde kabaret. Dit behoort pret te wees. Dis net hier op Goeiemôre, Good Morning. Bly net waar jy is, moenie weggaan nie. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.
Kyk, goeiemôre, good morning. Die bekroonde kabaret Hoort het reeds groot lof by feeste soos die Toyota Stellenbosch Woordfees en die Klein Karoo Nasionale Kunstefees ontvang. En dit is nou na die Centurion Theater toe op pad. Met 'n unieke mengsel van storievertelling, musiek en eerlike refleksie oor haar eie lewe, bring Stephanie Baartman 'n produksie wat werklik iets besonders is. En Stephanie sluit vanoggend by ons aan. Welkom by Goeiemôre, good morning. So lekker om jou hier te hê. Lekker om jou te wees. Stephanie, vir die mense wat nog nie die produksie gesien het nie, hoe sal jy Hoort beskryf? Ek dink Hoort is 'n viering van wie ek geword het as vrou. En ek nooi mense om dit saam met my te vier en dalk 'n stukkie van hulle self in hierdie produksie te kom sien. So die stuk is semi-autobiografies. Nou, hoe moeilik is dit vir jou op 'n emosionele vlak om jou storie so in die openbaar te sien op 'n verhoog? Ja, dis moeilik, Ras, om jouself dis lekker as iemand anders vir jou 'n skrip skryf en sê hierdie is 'n karakter, jy moet nou dit speel. Maar om voor iemand te gaan sit en sê hierdie is my storie, sal jy my help om dit te vertel, dan kan jy nie sekere dele wegsteek nie. Jy sit jouself heeltemal oop en bloot vir almal om te sien en dit is die moeilikste deel. Daar is dele in die storie wat ek liewer nie wou uitlaat nie, maar anders sou my storie nie so effektief gewees het nie. Ja. En ek dink dit is hoekom mense dit so waardeer, want deur my eerlikheid gee dit hulle geleentheid om eerlik te wees oor dele in hulle lewe wat hulle dalk wou wegsteek. Hoe het dit op hierdie stadium gekom waar jy nou 'n teks het met die musiek en die produksie is nou 'n volronde ding? Wat was die in Engels die impetus daar agter om vir jou te laat sê ek wil nou hierdie ding skryf? Hoe gaan jy te werk? Ja, ek dink as 'n jong kind wat in die Kaap groot geword het 'n mens maar altyd jy weet jy wil iewers inpas, jy wil iewers behoort. Jy wil hê mense moet weet jy maak saak. En toe ek op 40 jaar oud kom, net voor 40 te besef ek is nou gereed om my storie te vertel. Ja. En toe gaan kyk ek een keer 'n produksie genaamd Roadtrip waarin Elsabie Zietsman gespeel het. Ja, ons het eintlik met haar gesels daaroor 'n paar maande terug. Absoluut fantasties. En ek vra toe vir haar vriendin, wie het hierdie vir jou geskryf? Sy sê Johan Slabbert, kom ek stel jou voor. En ek dink toe ek gaan nou nie bang wees nie. Ek gaan met hom gaan gesels. Ek gaan na Johan toe en ek sê vir hom ek het vir jou 'n storie om te vertel. Kan ons asseblief ontmoet? En gewoonlik gebeur sulke goed. Mense sê ja asseblief. En dan kom dit nooit tot realisering nie. So hierdie keer het dit gebeur. En Johan Slabbert het my ontmoet 'n paar keer en elke keer vertel ek vir hom my storie en hy rekord en dan dink ek, hierdie man dink seker waarin het hy homself begewe. En toe bring hy vir my die teks. En toe ek dit lees die eerste keer, kon ek nie glo dat dit my storie is nie. Ek het so gehuil en hy sê, hoekom huil jy? Want dit is net jou woorde wat ek net in 'n storieformaat gesit het. So dit is regtig fantasties om met hierdie dramaturg te werk. Hy is absoluut 'n fenominale skrywer. En toe het Elsabie Zietsman die show vir my direk. So hoe bevoorreg is ek om een van die beste kabaretsterre in die land te hê om my te direk en dan speel Janine Neteling vir my die klavier. En sy het 5 van die liedjies getoonset wat Johan Slabbert geskryf het. En dan Konrad Raal wat ook gewoonlik vir Amanda Strydom speel, speel ook vir my klavier. So dit is regtig 'n span waarsonder ek nie hierdie show kon op die been bring nie. 'n Gedigte span. En weet jy wat? Jy het iets so mooi gesê nou in daai vorige antwoord waar jy gesê het daar is 'n groot verskil tussen inpas en behoort. En ek dink daar is so baie mense wat aanklank gaan vind daarby. Wat sê die gehore? Weet jy, ek het nou al mense gekry wat aan die begin vir my sê, ek wil jou show kom kyk, maar ek wil nie gesleg voel oor apartheid nie. Ek wil nie skuldig voel oor apartheid nie. Is dit wat jy vir my gaan bring? En dan sê ek vir hulle, dis glad nie waaroor hierdie show gaan nie. Hierdie show gaan oor elke liewe mens wat in 'n vertrek ingestap het en gewonder, gaan ek hier inpas? Ja. En dan kom leer jy in Hoort, dit gaan nie daaroor om in te pas nie, dit gaan oor behoort. In jouself te weet wie jy is so sterk in wie jy is, dat dit nie saak maak wie rondom jou is nie. En of jy die aanvaarding van mense kry of nie,
is ultimate. Jy weet wie jy is as mens. So dit is die teks en dan is natuurlik die musiek. So hoe gaan jy te werke met watter tipe musiek jy wil sing in hierdie vertoning? Want daar is gospel, daar is jazz, daar is 'n bietjie R&B, daar is net stukkies van Stephanie Mou. Watter stukkies kom in musikaal gewys? Ek het omtrent so 4 liedjies wat covers is van ander mense, soos This Is Me from The Greatest Showman, Chosen Family, My Color Is Freedom, en dan meeste van die liedjies waarop ek verskriklik trots is die oorspronklike liedjies wat ons sing. Want ek het vir Johan my stories vertel, hy is 'n absolute wonderlike skrywer en musiekskrywer, so hy het hierdie woorde in liedjies omskep, en dan het Janine Neetling die musiek daarbey gesit. So, ek is verskriklik trots daarop, en mense vra gewoonlik, waar kan hulle hierdie liedjies kry? En dan dink ek, maar gaan dit regtig op sy eie kan staan sonder die konteks van die storie? En dan toe besef ek dit kan, want die liedjies vertel die storie. En dit is wat mense die meeste geniet. Wat was vir jou in die skep van die stuk? Wat was vir jou 'n regtig emosionele oomblik wat uitstaan? Sonder om nou te veel weg te gee, nee, maar ek het groot geword in die Kaap, waar kinders verskriklike lang hare gehad het en hulle het ligte velle en hulle was pragtig. En ek het altyd gewens om ook so te lyk. En dan is daar 'n deel in die show waar ek wys hoe ek regtig lyk. En dit was vir my, toe ek die eerste keer moes doen, die seerste oomblik, want toe besef ek, wat ek doen is, ek maak myself oop voor hierdie mense, en hulle sien my nou, sonder alles wat ek aanplak om myself beter te laat lyk. En ek dink dit was vir my 'n oomblik in die show wat moes gebeur het, om vir my daai healing te bring, just to find who I really am, maar ander mense het ook toe besef, sjoe, as Stef dit kan doen, dan kan ek. So, dit is vir my, dit was 'n seer oomblik, maar die ontvangs van die gehoor was vir my wonderlik, om die reaksie te kry, as ek daai stance neem, die gasps van die gehoor, en as ek dit agterna weer vat, dan sê hulle, nee, moet dit nie weer opsit nie. Ja, so dit is vir my regtig 'n special oomblik en 'n besefing dat mense jou aanvaar net soos jy is, sodra jy jouself begin aanvaar. So, dit het my nou baie diep getref daai. Want ek dink daar's baie parallelle. Daar is, nee, daar is. Wil nou nie te diep raak hier op ontbyttelevisie nie, maar ek het nog nooit hierdie stuk gesien nie. Ek gaan 'n plan maak om dit te kyk, want dit kom nou na ons toe hier bo in Gauteng, want dit was nou by al feeste. Ek weet jy het by daai teater in Delta Park ook opgetree. Ek het, en ons is aanvanklik. Waar kan ek dit gaan kyk? Hierdie is nou my belofte. As jy hierdie Vrydag aand beskikbaar is, ons gehoor gaan kom, almal wat dit kyk gaan kom, waar kan ons dit kyk? Hierdie Vrydag aand by die Centurion Theater. 7:30, Centurion Theater Hoort. En dan daarna, as mense in die Kaap is ek by die Suidoosterfees op die 2de Mei. Net een show 11:00 die oggend. En dan vir die mense in Bloemfontein gaan ek by die Vrystaat Kunstefees wees in Julie. En daai datums gaan op my Facebook en Instagram beskikbaar wees. Sjoe, ek ry sommer bloem toe. Luister, ek sal moet. Stephanie, dit was nou vir my fantasties om met jou te gesels. Het was lekker om te wees. Ek is so trots om jou te ken. Ek is so ongelooflik moved by you, and just thank you so much for joining us. It's so nice to see you this formal. I love it. Dankie. Ons is nou terug en moenie vergeet, Hoort, kom Centurion Theater toe hierdie Vrydag, koop jou kaartjies. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin.
Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. As ek lief is, laat ek jou vry. Sy het reeds haar stempel hier kom afdruk. En ook landwyd met treffers soos Memories maak en reg. En natuurlik is sy vanmôre terug met haar splinter nuwe enetjie As ek lief is. Ariana Venus, hartlike goeiemôre. Goeiemôre. En baie geluk. Wees. Ja, ja, dis so lekker. Ek was reg om te sê die vorige een was reg, maar ek het daai insien kom. Hoorie so, wat 'n stunning liedjie en ek weet jy het hom in samewerking met iemand geskryf, Stefan as ek reg is. Hoekom het jy besluit om nou 'n bietjie meer 'n persoonliker kant van jou te wys, 'n dieper kant? Kyk, ek dink in die Afrikaanse musiekindustrie is ons skryf die hele tyd liedjies of ons sing altyd liedjies wat jy weet lekker op dans en lekker op kuier en ek dink ons is Suid-Afrikaners. Ja, ag wat dis vroeg in die oggend. Dis baie vroeg. Vanoggend was baie donker toe ek opstaan. Suid-Afrikaners is so lekker soos wat ons kuier en grappies maak en goed. Ons is eintlik regtig diep mense. So ek dink ons hou van daarvan om te kan relate met liedjies ook. Ja. En vir my persoonlik dink ek het nou soos 'n kant gewys van my wat wys soos ek kan, jy weet, lekker saam kuier en lekker liedjies en al goed. Maar ek dink hierdie is bietjie meer van 'n dieper kant van my ook. En ja, ek dink dis die lank van die kort. Jy sien nie lekker is 'n ou ken jou as 'n besige mens. As dit nie perdry is, dis nie in die gimnasium is nie, is nie op die verhoog is nie, is nie dit is nie, is jy maar net hierdie besige bytjie. Ja. En dit is lekker om ook hierdie kant van jou te sien. Ek meen dit voel en dit is anders daar as jou vorige werk. Het daar iets jou geïnspireer om hierdie liedjie ook joune te maak? So daar's baie goed wat al in my lewe gebeur het wat ek dink almal van ons kan relate met die feit dat jy al so lief was vir iemand of vir iets en dit was net nie meant to, of dit was dalk meant to be geweest, maar op daai oomblik moes jy dit laat gaan uit. En ek dink om iets te laat gaan waarvoor jy ongelooflik lief is, of dit nou 'n ouer is, ek dink in my geval is dit vir my ek baie kon relate, dit was dit my pa geweest. Of ek moes ongelukkig my perd uitgesit het in Februarie, die een wat in Memories maak was. So ek dink daai van soos ek was baie lief vir hom geweest en hy het gesuffer, so ek moes hom laat gaan uit en ek wil nie dit morbid maak nie, maar ek dink daar's soveel goed wat mense mee kan relate waar jy as jy lief is vir iets, moet jy dit laat gaan. En ek dink almal van ons het iewers iets wat jy kan relate met dit en dit hoef nie sad te wees nie, dit kan mooi wees ook. Dit kan mooi wees van jy laat iets gaan want dis dalk waar dit gelukkiger gaan wees of dis dalk waar jy gelukkiger gaan wees. Jy weet dan as jy 'n ouer is soos in my geval, ja, Stefan het dit ook gesê. Jy sien dan kom jy ook op 'n stadium wat jy sien jy moet maar die hokkie oopmaak vir jou kinders, hulle moet hulle vlerke sprei, daar moet hulle gaan. Jy is lief vir hulle. Die lied gaan ook oor liefde, maar daai loslaat van vertroue soos wat jy dan net dink jy dis 'n moeilike konsep. Dit is maklik om dit deur 'n musiek nou te sit, maar in die realiteit is dit nie so maklik nie. Nee, ek dink in 'n manier soos musiek is my uitlating, so ek dink om dit te sing is 'n makliker manier vir my ook half om my brein te rap om wat gebeur het in die laaste ruk of nie eers net die laaste ruk vir enigiemand. Ek dink musiek is 'n uitlating. Soos jy dis definitief baie makliker om daaroor te sing as om dit actually te doen. Ek dink as jy op 'n punt kom waar jy actually 'n besluit moet maak, is dit rof. Hoor jy en die musiekvideo is ook lekker. Dit pas vir my so mooi by die song. Was dit lekker om ook hierdie musiekvideo te maak en ek meen dit is baie up close and personal. Ja, yes, dit was ek gaan nie vir julle lieg hier. Die kamera wat so maar ek het op 'n stadium sê ek vir Stefan, ek moet myself so bymekaar om nie te lag nie want hy is hier agter besig met 'n lig aan die kant en dan val hierdie ding en ek is soos op 'n stadium in die musiek waar ek kan nie actually sien waar ek is, soos ek flinch die hele tyd wat ek begin lag. Maar 'n kamera so in jou gesig is nog 'n ding.
Is jy happy? Is dit vir jou lekker waar jy nou is in die bedryf ook? Jy weet hoe Ariana al gegroei het ook oor die laaste tyd. Ek is 'n baie content mens en ek het al baie in my lewe geleer as jy die hele tyd soek en jy is nie gelukkig met waar jy is nie, gaan jy nooit gelukkig wees nie. En ek was al op 'n punt in my lewe waar ek nie waardeer het waar ek is nie en ek het die hele tyd vir meer gesoek, so ek het nie besef hoe die Here my eintlik al gebless het tot waar ek is nie. So ek probeer regtig nou konsentreer om content te wees waar ek is, gelukkig te wees met wat ek het en hoe dit gaan en net te vertrou dat that's what's meant to be sal gebeur. En met hierdie gelukkigheid wat jy het, ek meen wat jou business coaching en goeders aanbetref, dit moet seker ook 'n ander uitlaatklep wees net om bietjie by te dra vir mense. Ja, tot mense. 100%. Hoe kry jy tyd nog daarvoor? Ek meen waar? Ek weet nie, ek weet honestly nie. Ek dink daai is 'n vraag wat ek self nog uitfigure. Ek moet sê as ek in die oggend opstaan, as ek soos my brein is so besig om te dink aan alles wat ek vandag moet doen. Ek maak notes op my note app met soos daai ronde dingetjie wat ek kan aftik. Dat ek aan die einde van die dag kan sien ek het alles gedoen. Anders dan lê ek tot 12 uur wakker en ek is soos Ariana, wat moet jy nog doen? Ja. Maar ek dink as soos ewen vir 'n besigheidseienaar, ek dink nie jou brein skakel ooit af nie. Ek dink en dis met musiek ook so. Ek dink nie jou brein skakel ooit af nie want jy dink konstant aan nuwe idees en nuwe goed wat jy wil doen. Maar ek sal dit nie anders wil hê nie. Ons wil dit ook nie anders hê nie, asseblief tog. Baie dankie dat jy hierdie liedjie met ons kom deel het want hy word môre vrygestel amptelik, Yes, super excited. Ook natuurlik waar, gaan ons hom gehore kan kry of te hore kan kry. Letterlik oral. Apple Music, Spotify, Deezer, is Deezer even nog 'n ding. Deezer is verseker. YouTube, oral. As jy hom soek sal hom kry. Ja, man, dit was nou so lekker om hier te hê. Dankie dat jy weer so vroeg 'n tydjie kon afknyp om saam met ons te kuier en good luck man. Ek weet sommer hierdie song gaan met rasseskrede baie goed ontvang word deur ons mede Suid-Afrikaanse musiekondersteuners. Nou ja, dis al wat ons van ons kant af het vir môre. Jy sien, as ek lief is nou al wat ek hier. As ek lief is, as jy lief is, dan sluit jy weer by ons aan môreoggend vir die hoogtepunte en moet ook nie vergeet van ons lekker in diepte gesprekke op ons Facebook bladsy en YouTube kanaal nie. Volg ons ook daar, sê vir ons hallo, maak 'n verskil, wees 'n verskil en 'n lekker dag.